So wanneer jy hoor oor die nuus van die Christen kerk en die Christen gemeenskap, dis die Katolieke, hulle kry weg agter. Jy hoor baie min van die Katolieke, die Rooms-Katolieke, want hulle kry weg agter die woord Christian. 'n Christian en 'n Protestant is amper min of meer dieselfde ding. Want die Katolieke het weer die Protestantisme geskep in die 16de eeu. Sal later oor die goed praat. Ek wil net vir so 1 of 2 goed ingee. En dis ongelukkig hoe dit werk. Met die Bybelstudie is dit nodig om 1 of 2 goed vroegtydig te sê, dat soos ons aangaan, dat jy beter die prentjie en die stukkies van die legkaart kan by mekaar sit. Yahweh se gemeente was nooit geken as Christens nie. En daar was nie so iemand soos Jesus gewees nie. 2000 jaar gelede nie. Want daar was nie 'n letter J in die Grieks of in die Hebreërs nie. Ek het dit nou al 1000 keer gesê. Nou gaan ek nog 1001 keer sê. Gaan kyk op die internet. Wanneer is die letter J geskep? 1524, 16de eeu. Sodat die naam Jesus geskep kan word. Want die naam Jesus het nie bestaan 2000 jaar terug nie. Hy kon nie. Want in die Hebreërs, die antieke Hebreërs en in die Grieks was daar nie 'n letter J nie. Hoe maklik is dit? Sy naam was Yahweh, wat dan verander is in die 2de eeu na Isis toe, I-S-I-S of I-S-I-O-I-S, Isios of Isis. En die Isis is dieselfde Nimrod, die songod van Genesis 10 of 11. Die Egiptiese god Ra, die Egiptiese god songod Ra, en dan Zeus, die Griekse god, wat in die Romeinse tyd dan Isis word, die songod, wat dan Jesus word, die songod in die 16de eeu. Vir 1500 jaar, of 1400 jaar, in die Katolieke Bybels, van die 2de eeu af, tot en met die 16de eeu, was dit in die Katolieke Bybels gewees, Isis. En toe verander hulle na Jesus. Maar nou sal die geletterde ouens vir jou vertel, die spookpredikers vanaand, hulle sal sê die E en die J is dieselfde letter. Kan nie. Dan moet jy sê die X, die A, die Alef en die Y is dieselfde letter. A en die Y is 2 verskillende letters. Die E en die J, elkeen het verskillende waardes, woordwaardes aan hom. Letterwaardes. So daar was nie 'n J of 'n I, daar was nie 'n J in die Grieks of die Hebreërs, so hy kon nie Jesus wees nie. Hulle het hom Yahweh, kom uit Jod, hy, waf, hy, wat in Jod, elef, hy, waf, elef, hy is in Hebreërs. A, V, A, Jaffa. Sê Yahuwah, Jehoshua en al, nee, vader, die ouens probeer hulle beste, maar wil net nie by Jaffa uitkom nie, terwyl dit so eenvoudig is om te verstaan. Nou dis net so terloops, wanneer ek voel dat die Ruach ons op 'n kantspoor bring, dat ons hom net so 'n bietjie vat en luister na die goed, sit dit hierso, sit dit op papier, want soos ons aangaan, gaan die goed nodig raak. By vers 4, wat my Jaffa almagtig aankan, kyk, my verbond is met jou en jy, Abraham, sal die vader van menigte nasies word. Geestelik, die moslems sê ook, of Islam sê ook, ek gaan later oor Islam en moslim praat, wanneer ons by Ismail kom, wel later, seker die volgende 2-3 weke eers later, want die goed is belangrik, as op die regte plekke die goed sit, want ons kan sien wanneer die Islam of moslim geloof gestig is, dis baie belangrik, so, want die goed word weggehou van ons af, jy sien, en selfs van die goed van Islam, is baie belangrik om te weet, want die ouens het bang hulle koppe word afgesny, so wat? My kop afgesny word, dan gaan ek hemel toe, ek is nie bang om te sterf nie, of het 'n skot is, of my kop afgesny word, of, dit maak nie saak nie, sterf moet ons sterf, maar ons het 'n wederkomsverwagting, ons wag vir die verbond om gesluit te word, ons kom by die goed, waar ons verander gaan word, na 1230 dae, nadat die verbond gesluit is. Daniël sê 70 weke, so 'n bietjie aan dit raak ook. Vir u wat deur die eskatologie kom nou al, hier gaan 'n paar goed hoor wat jy al gehoor het, maar hier is baie ander nuwe goed, sit en neem dit in.
dit gaan jou soveel ryker maak geestelik. So wat word hy? Abraham word die vader van menigte nasies. Islam self sê dat daar's 3 gelowe wat uit Abraham gekom het. Eerstens Israel, en dan die Islam geloof wat uit Ismael uitkom, en dan natuurlik die Christendom. Hulle verstaan nie van Yahweh nie, Christendom. Vers 6, en ek, Jahwe Almagtig, sal jou Abraham buitengewoon vrugbaar maak. Maar hy is 99 jaar oud. Joe! Ek gaan jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak. Nasies is meervoud. En konings, nie 'n koning nie, konings sal uit jou voorkom. So, jy 99, jy kan nog lekker smile. Daar gaan nog 'n paar goed gebeur met jou. Jy gaan die vader van baie nasies word. Konings. Vers 7. My ewige verbond. En ek, Jahwe Almagtig, sal my verbond oprig tussen my en jou.